Goeiemôre aan almal. Weer 'n keer baie welkom. Dis ons laaste van die reeks van 5 Pinksterdienste. Ek is baie bly ons kon saam wees, baie bly vir die gesamentlike opkoms in die oggend en in die aand. Ek dink dit was goed dat ons dit so gedoen het en dit so opgedeel het vir meer mense moontlik te maak om hier te wees. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Here, baie dankie vir die voorreg om hier te wees. En ons wil vandag baie spesifiek bid dat U ons sal lei deur die Gees wanneer ons oor die woord nadink. En dankie dat U vir ons die vrymoedigheid en die geleentheid gee om te kan bid en hierdie dinge te kan vra. Dankie dat ons hier saam kan wees, dankie vir die feit dat ons gesond genoeg is, verstandelike vermoë het om hier te wees en dit saam te kan beleef. Ons wil ook bid dat U deur die Gees by ons elkeen en in ons elkeen sal werk, volgens ons eie individuele en onderskeie behoeftes. So wonderlik om te weet dat U weet hoe verskillend ons is en wat dit als is wat in ons lewens en in ons gedagtes en in ons harte omgaan. Seën ons asseblief nou saam. Ons vra dit op grond van die soenverdienste en oorwinning van Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons tema vanoggend is die Heilige Gees lei ons in die waarheid. Nou, die hele kwessie van die Heilige Gees is natuurlik 'n verskriklike groot en omvattende tema, wat mens nie een slag sommer so kan behandel nie, maar wat ek vanoggend gaan probeer doen, is om net so 'n bietjie van 'n oorsig te gee oor die werk van die Heilige Gees en by so 'n paar spesifieke aspekte van die werking van die Gees stil te staan. Nou in 'n kort inleiding wil ek sê ons begin gewoonlik as ons oor die Heilige Gees praat en dink by Handelinge hoofstuk 2. Waar dit handel oor die uitstorting van die Heilige Gees op wat ons noem die Pinksterdag, in Grieks die Pentakosta, die 50ste dag. Onthou, het was Paasfees, dan verloop daar eintlik 50 dae tot by die volgende groot fees. Maar dit is vir ons as Christene opgedeel in die Paasfees, Jesus se kruisiging, opwekking, 40 dae van sy verskynings, toe sy hemelvaart, en toe wag die disippels nog daai 10 dae vir die uitstorting van die Heilige Gees. Op daai dag begin die apostels preek, mense van oor die wêreld heen, wat ook Jode was, is in Jerusalem en hulle sê elkeen, hulle hoor die boodskap in hulle eie taal. Groot en 'n baie bekende gebeurtenis. Dan lees ons dat 3000 mense tot geloof kom, en nou net 'n interessante kantopmerking. Baie mense, as jy vir hulle sou vra, wat is die amptelike begindatum van die Christelike kerk? Dan gaan hulle vir jou sê, Pinkstersondag. Toe die Heilige Gees uitgestort is, hierdie 3000 mense tot geloof gekom het, en dit eintlik die vroeë begin van die kerk was. Ek probeer altyd vir my belydennisklas leer, dat dit nie die korrekte antwoord is nie. Meeste goed in die lewe het een vaste begindatum. Volgens my is die korrekte antwoord dat die begindatum van die Christelike kerk is die roeping van Abraham. Want die Christelike godsdiens is nie 'n nuwe godsdiens nie. Dis die volgende fase van die Judaïsme. Dis die volgende fase van wat begin het met die roeping van Abraham. Die Christelike kerk het 2 datums. Die roeping van Abraham en die uitstorting van die Heilige Gees. Maar ek sê gewoonlik begin ons by Handelinge 2. Vanoggend wil ek teruggaan na 2 tekste toe waar Jesus se woorde aangehaal word, waar hy met sy disippels praat, nog voor sy dood. Onthou nou in Pinkster het ons baie daarop gefokus dat Jesus in die 40 dae van sy verskynings, na sy opwekking, staan daar in Handelinge, by verskeie geleenthede aan hierdie apostels verskyn het,
met onbetwisbare bewyse aan hulle bewys het dat hy lewe, en toe met hulle gepraat het oor die dinge van die koninkryk. Met ander woorde, so finale voorbereiding. Maar daar's twee baie belangrike tekste in Johannes 14 en in Johannes 16, wat ons ook van moet kennis neem en wat ons moet onthou. Jesus het dit gesê voordat hy gesterf het. In Johannes 14, net vers 26. En dit sê ek vir julle terwyl ek nog by julle bly. En wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. So hier kyk Jesus vooruit en hy sê dat wanneer die Heilige Gees gegee word, sal hy Heilige Gees hulle herinner aan die dinge wat hy voorheen gesê het. Dan Johannes 16 van vers 7 tot 15 is baie belangrik. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is. En dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld, die Satan, is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Ek wil dit herhaal. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Nou dit my langerige kort inleiding. Dan ons eerste hoofpunt. Die Heilige Gees speel 'n geweldige belangrike rol in die lewe van die apostels. Ek herhaal nou maar net weer, Jesus het hierdie volgelinge gehad, ons noem hulle disippels. Na sy opwekking uit die dood en voor sy hemelvaart, verander hy hulle titel, kan ons sê. Hy maak hulle nou apostels, dit beteken gestuurdes. Maar kom ons kyk na 'n paar aspekte van die werking van die Heilige Gees in die lewens van hierdie apostels. Heel eerste verander hy hulle. En Dominee Werner se tweede tema van die reeks het dit gegaan oor die toerusting om getuies te wees. Met Jesus se kruisiging en net voor die kruisiging sy arrestasie, vlug die disippels, want hulle weet dat die risiko sou bestaan dat hulle ook in hegtenis geneem kon word en moontlik saam met Jesus ter dood veroordeel kon word. Volgens die beste inligting wat ons het, is die enigste een wat nie nodig gehad het om te vlug nie, Johannes. Ons lees baie keer van Johannes, hy skryf dit self, van die disipel vir wie Jesus baie lief was. En blykbaar was hy jonk genoeg, dat hy nie as 'n volwassene gereken sou word, om saam met die ander gearresteer te word nie. Daarom ook dat hy by die kruisiging teenwoordig is, wanneer Jesus die woorde sê vir Johannes, Johannes, daar is jou moeder en moeder, daar is jou seun. Maar die hoofpunt by hierdie eerste aspek is dat die Heilige Gees verander hierdie bang, vlugtende, wegkruipende disippels in onverskrokke getuies.
Na die uitstorting van die Heilige Gees word hulle voor die Joodse Raad ontbied en word hulle deur die Joodse Raad verbied om verder in die naam van Jesus enigstens iets te kan verkondig. En dan verwoord Petrus hulle standpunt wanneer hy sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan mense. En het kom daarop neer, al dreig julle ons met die dood, sal ons aanhou om in die naam van Jesus te verkondig. Ek herhaal, die Heilige Gees verander hulle van bang, wegkruipende, wegvlugtende disippels in onverskrokke getuies. Tweedens, en dit is hoekom die twee tekste in Johannes so belangrik is, leer die Heilige Gees hulle begrip en insig in wat Jesus in sy 3 jaar openbare bediening gedoen het. Ons lees ons baie keer dat Jesus in daai 3 jaar vir hulle iets vertel, byvoorbeeld dat hy sal moet sterwe, dat hulle geen begrip het daarvoor nie, hulle het nie verstaan wat dit beteken nie. Ons lees dat hulle selfs na sy opwekking uit die dood met hom die gesprek het en vra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel gaan laat aanbreek? So reg deur Jesus se bediening kom ons agter, daar's 'n klomp goed wat hy vir hulle sê, wat hy vir hulle wys, wat hulle nie verstaan nie. Nou, na die uitstorting van die Heilige Gees, kry hulle insig. Die Heilige Gees leer hulle wat al daai dinge beteken het. Derdens werk die Heilige Gees natuurlik nie net in die apostels nie, maar ook in ander gelowiges. Baie kortliks daarby stilstaan, die Heilige Gees bring die oortuiging dat die boodskap van Jesus die waarheid is en maak dit vir mense moontlik om tot geloof te kom. Hulle hoor die boodskap, maar dis die werking van die Heilige Gees wat hulle lei tot daai punt van geloof. Dan lees ons ook dat die Heilige Gees nie net vir die apostels nie, maar vir ander gelowiges die gawes gee. Daai spesiale gawes waarby ons Dinsdag aand en Woensdagoggend stilgestaan het. En dan is daar 'n volgende fase van die betrokkenheid van die Heilige Gees wat ons, ek wil die term gebruik, oog voor moet kry. Onthou nou, Jesus is opgewek, 40 dae verskynings, hemelvaart, 10 dae gewag, die Heilige Gees word uitgestort, en nou begin die apostels die evangelie, die boodskap, die goeie nuus van Jesus, oral verkondig. Elke keer in 'n nuwe stad, in 'n nuwe dorp, uiteindelik in nuwe provinsies, uiteindelik in nuwe lande. Maar dit gaan 'n fase deur waar dit nog nie opgeteken is nie. Dit word net oorvertel. En dis 'n verskriklike belangrike fase. Nou weet ons almal hoe maklik kan dinge verdraaid raak as dit oorvertel en oorvertel en oorvertel word. Hier's almal seker in die kerk onthou die speletjie wat ons as kinders gespeel het van telefoontjie, né? Dan sê fluister jy mos iets in die ou Jansjou se oor, daai een wil jy vir die volgende en die volgende en die volgende en op die ou end wil jy jou breek oor hoe heeltemal verkeerd hierdie boodskap uitgekom het. So hier speel die Heilige Gees die rol om die hele proses van die oorvertel van die gebeurtenisse te bewaar, dat dit korrek bly. Dan is daar, en dis ons tweede hoofpunt, 'n volgende fase. Dan moet hierdie oorvertellings uiteindelik op skrif gestel word. En dit is waar ons praat van die inspirasie van die Heilige Gees. Ons glo en lees ook in die Bybel, ek sal nou lees in 2 Timoteus, dat elke woord in die Bybel geïnspireer was deur die Heilige Gees. Nou dis ook 'n baie groot tema, maar laat ek 1 of 2 kort opmerkings daaroor maak. Ons glo in wat ons noem 'n organiese inspirasieteorie en nie 'n meganiese inspirasieteorie nie. 'n meganiese inspirasieteorie
kan die beste geïllustreer word aan die hand van die Islam godsdiens, waar hulle glo dat die engel Gabriël vir die profeet Mohammed die Koran, hulle weergawe van die Bybel, woord vir woord dikteer het. Ons glo nie dat die Heilige Gees vir die skrywers woord vir woord alles gedikteer het nie, maar dat hy hulle persoonlikheid gebruik het, hulle gawes gebruik het, hulle ervaring gebruik het, hulle omstandighede gebruik het, maar deur dit alles werk, dat hulle geïnspireerd skryf, dit wat die Heilige Gees ook wil hê, dat hulle skryf. En onthou, daai periode verloop oor 'n hele klompie jare, ten minste 50 jaar. Kom ons lees een van die ander bekende tekste, ons gaan hom 2 keer lees, 2 Timoteus, hoofstuk 3, eers net vers 14 tot 16a. Hier skryf Paulus vir die jong Timoteus, en hy sê vir hom, maar jy, Timoteus, bly by wat jy geleer het, en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was, en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring, wat tot verlossing lei, deur die geloof in Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer. So, eers help die Heilige Gees die apostels om te verstaan wat Jesus geleer het, dan bewaar hy die hele oorvertellingsproses, dan bewaar hy die opskrifstellingsproses, en dan kom daar nog 'n fase. En dis 'n baie interessante fase. En dit gebeur eers in die 4de eeu. Daar is intussen nie net die boeke en die briewe geskryf wat ons vandag ken in daai periode, geskryf wat ons vandag ken wat in die Bybel is nie. In daai volgende fase is daar ook ander briewe of boeke geskryf. Ek sal een voorbeeld gee. Onthou nou, een van die leemtes rondom die vraag rondom Jesus se lewe was wat van sy kinderjare en so meer. Ons lees van die aankondigings dat Jesus gebore sou word, ons lees van sy geboorte, ons lees van die vlug na Egipte, ons lees van sy wyding as eersgeborene aan God volgens die wet en sy besnydenis. Dan lees ons net die een keer waar Jesus 12 jaar oud is en daar by die tempel agterbly, toe sy ouers al op pad was, huis toe, toe hy gesê het, weet julle nie dat ek met die dinge van my Vader moet besig wees nie. En dan lees ons eers weer van Jesus, toe hy 30 jaar oud is en begin met sy amptelike bediening en gedoop is. Nou intussen het daar baie nuuskierige vrae ontstaan. En daar is boeke geskryf om daai, wil ek in Engels mooi sê, daai gap te vul. Ons praat daarvan as die apokriewe boeke. Daar's Oud-testamentiese en Nuwe Testamentiese apokriewe boeke. Nou, ek gaan net een voorbeeld gee van een van die goed wat geskryf word in een van die boeke. Daar word geskryf dat Jesus eendag op 'n Sabbatdag gesit het en uit klei uit 'n duifies gemaak het, so speeltewerkies, klein duifies. En toe kom die godsdienstige geleerdes, die fariseërs en so daar by hom, en kritiseer hom en sê, maar jy's nou besig om te werk op die Sabbatdag, oor die duifies wat hy gemaak het. En toe blykbaar het Jesus net iets gesê soos, sjoe, en toe vlieg die duifies weg, en toe sê hy vir hulle, watter duifies het hy gemaak? Is maar een voorbeeld van die tipe goed. Maar in die 4de eeu moet die kerk 'n besluit neem. Watter boeke hoort in die Bybel en watter nie? Ons noem dit die kanon, of die kanonieke boeke, of die boeke wat deur die vroeë kerk erken is as boeke met goddelike gesag. So,
mens kan die apokriewe boeke lees, hulle is ook in Afrikaans vertaal deur Prof Jan van der Walt en 'n klompie ander teoloë. En jy kan dit gaan lees vir die interessantheid. En party van daai goed bots nie eintlik met die Bybel nie. Ander wel. Maar die feit vir die saak is, ons is oortuig dat die Heilige Gees het die proses bestuur waarin daar besluit is watter boeke hoort in die Bybel. Met ander woorde, ek herhaal, watter boeke het goddelike gesag. Dan is daar 'n volgende fase waarin die Heilige Gees baie werksaam is. En dis die stadium wanneer hierdie boodskap van God, ek praat nou veral van die Nuwe Testament, nou deur mense gehoor, gelees, verstaan en gepreek is. Ek sê spesifiek hoor eerste, want onthou baie mense kon in die begin nie noodwendig Grieks of Latyn of Hebreëus lees nie, so hulle was maar net hoorders. En die Heilige Gees het dan gehelp dat mense die woord wat hulle hoor reg verstaan. Natuurlik is die Heilige Gees die heeltyd betrokke wanneer enige iemand die Bybel lees. En is dit net die Heilige Gees wat vir ons kan help om die Bybel te verstaan. En dan 'n baie interessante ding oor die prediking. Ons glo dat wanneer ons die Bybel hoor en dat dit gepreek word, en ons bid ook vir die leiding van die Heilige Gees, sodat ons die woord reg sal uitlê en sodat ons die woord reg sal hoor. Kom ons lees net wat skryf Paulus nog vir Timoteus oor waarvoor die Bybel als aangewend word en wat 'n rol die Bybel speel. 2 Timoteus 3, ek begin by vers 15. En jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Jesus Christus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg en vir hulle leermeesters bymekaar maak wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie en hulle tot verdigsels wend. Maar jy, bly jy in alle omstandighede nugter, verdra lyding, doen jou werk as verkondiger van die evangelie, voer al die pligte van jou bediening uit. Nou wil ek 2 baie belangrike opmerkings maak oor die hoor en die lees van die Bybel. Is dit nie verskriklik interessant hoe dinamies die proses van die lees van die Bybel is nie? Ek is seker hier is waarskynlik nie 'n enkele persoon in hierdie kerk vanoggend wat nie kan sê dat dit al met jou gebeur het dat jy 'n stuk uit die Bybel uitlees wat jy miskien goed ken of wat jy miskien baie jare gelede al gelees het. En op 'n dag lees jy daai gedeelte en dit tref jou net soos asof jy dit vir die eerste keer reg hoor, asof jy dit vir die eerste keer verstaan. Ek wil een so teks noem wat my altyd sal bybly. Dit was tydens my studies en dit was in 1980. En ek onthou dit was winter en ek onthou dat ek daar in my kamer besig was met my voorbereiding vir een of ander eksamen.
En daai aand lees ek net die woorde, ons moes toe in Grieks ook voorberei, ek lees net die woorde in die Griekse Nuwe Testament, die een woord, tetelestai. En in Afrikaans is dit 3 woorde, dit is volbring. Jesus, een van Jesus se kruiswoorde, dit is volbring. En my pa het 'n gesegde gehad van, as iets omtref, hy sê, my kind, dit slaan jou soos 'n 4-pond hamer tussen die oë. En van hoeveel jaar, ons praat dan van 45 jaar terug. En ek onthou dit soos gister, hoe ek daai oomblik, daai teks gelees het, wat ek geweet het in die Bybel staan, en dit het my tussen die oë getref, en ek sal dit nooit ooit vergeet, wat die impak van op my was, om daai teks te lees nie. So die lees van die Bybel, kan jy eintlik nooit meer klaar kry nie. Want al lees jy gedeeltes wat jy ken, hoor jy geweldig baie keer iets wat jy nog nie voorheen gehoor of besef het nie. Dan wil ek 'n tweede opmerking maak op hierdie selfe hoofpunt. En dit is ten opsigte van om 'n preek te hoor. Nou, dit is my deur al die jare van preek verskriklik interessant, dat mense baie keer na die tyd met my sal praat oor 'n preek, en sê dat dit of dat vir hulle in daai spesifieke preek verskriklik baie beteken het, of vir hulle getref het. En dan luister ek na hulle, en dan besef ek maar, ek het dit nie gesê nie, of ek het dit nie so gesê nie, maar hulle het dit so gehoor. En dit lei my tot die slotsom, en ek wil dit op 'n mooi manier sê om maklik te kan onthou. Ek is oortuig daarvan, dat tydens 'n preek, fluister die Heilige Gees harder as wat die dominee kan skree. Nie dat ek nou meer enigstens 'n skreeurige predikant is nie, maar julle onthou van die dae van skreeurige predikante. Die Heilige Gees weet wie in die kerk sit. Hy weet wat op daai oomblik in jou lewe of in jou gedagtes aangaan. Hy weet waarmee jy miskien op daai spesifieke stadium worstel. En die dominee preek een preek, maar 'n klomp mense in die gemeente hoor wat die Heilige Gees weet, hulle het nodig om te hoor. Net 'n tweede illustrasie. Uit die aard van die saak weet ek mos nou nie, wanneer ek in die week my preek voorberei, wie gaan daai spesifieke Sondag in die kerk wees nie. En hoeveel keer deur jare en jare en jare, het dit dan al gebeur dat iemand na 'n preek sal sê, weet jy, hierdie preek was spesifiek vir my vandag. Ek het hierdie week of hierdie maand of hierdie laaste tyd worstel ek met hierdie en hierdie gedagte. En vanoggend kom en hierdie preek handel oor hierdie onderwerp. Die Heilige Gees is al die tyd aan die werk as dit kom by die prediking. Ons derde hoofpunt. Jesus gebruik vir die Heilige Gees die term parakleet, Grieks, parakletos. Nou, dit is ook 'n groot tema, maar ek gaan vanoggend net volstaan met 'n paar verskillende moontlike Afrikaanse vertalings van wat die parakleet is of beteken. Die eerste betekenis is dat hy die trooster is. Die Heilige Gees is die groot trooster. Die tweede is dat hy ons voorspraak is. Nou, ons weet almal in Afrikaans, wat is 'n voorspraak? Ons maak baie keer self daarvan gebruik. Ons wil baie keer vir iemand 'n guns vra, of met hulle oor ietsie praat,
maar ons ken daai persoon nie so vreeslik goed nie. Maar ons weet hierdie ander persoon ken daai persoon baie goed, of is baie goed met hulle bevriend. En dan sal ons vir daai persoon vra, hoorie jong, ek wil met Sarel oor dit of dat praat. Maar sal jy nie so gaaf wees om net eers met hom te praat, om net so 'n bietjie voor te berei, dat ek met hom wil praat en oor wat ek wil vra nie. Sal jy asseblief vir my 'n goeie woordjie doen? Sal jy vir my 'n voorspraak wees? Die Heilige Gees is ons voorspraak. Maar eintlik meer as dit en baie sterker. En daarom is die volgende vertaling baie belangrik. Die Heilige Gees is ons advokaat. Hy lê ons saak voor aan die Vader. Hy behartig ons saak namens ons. Is dit nie 'n aangrypende gedagte dat die Heilige Gees ons elkeen se advokaat is nie? Dan ook 'n pragtige vertaling, die Heilige Gees is ons pleitbesorger. En dan, hy is die een wat vir ons intree. Nou, vir my is die mees spesiale teks oor waar die Heilige Gees en hoe die Heilige Gees vir ons intree. Romeine 8 vers 26 en 27. Maar voordat ek dit lees, wil ek een ware verhaal vertel uit my bediening. Ek dink dit is in die orde van 6 tot maksimum 8 jaar gelede. En hierdie het seker al in baie gevalle gebeur, baie mense sal daarvan weet. Ek wil een geval aanhaal, alhoewel dit ook verskeie kere in my bediening gebeur het. Gou die situasie skets, ons het 'n klompie jare terug, soos ek sê, 'n lid van ons gemeente gehad, 'n vrou op daai stadium nog nie eers 60 nie, dink ek. Baie lank siek, verskriklik agteruit gegaan, in die intensief in 'n koma. En ek was by toe die dokter die man en die seun en dogter roep en vir ons almal daar nou vertel dat menslik gesproke is daar nou niks wat verder vrae gedoen kan word nie. 'n Pragtige, eintlik deernisvolle voorbereiding om vir die familie voor te berei dat hulle moet maar weet dat sy sal heel waarskynlik, sy is eintlik aan die sterf. En toe gebeur daar iets baie interessant. Haar skoonma was baie erg oor haar. En haar skoonma vra toe vir Linda in die kerkkantoor die volgende dag, na die boodskap. Sy moet bietjie met my praat, want sy is nou baie de mekaar. Sy weet nie nou, hoe moet sy verder bid vir die skoondogter van haar nie. En sy het dit vreeslik mooi uitgespel. Sy sê toe aan die een kant, voel sy moet nou net bid dat die Here haar moet kom haal, dat hierdie lyding nou net op 'n einde kan kom, en dat sy net kan sterf en hierdie oorgang kan beleef. Sy sê maar aan die ander kant voel sy, as sy dit bid, dan is dit asof sy hierdie skoondogter van haar verloon, asof sy moed opgee op haar. Maar sy sê aan die ander kant, voel sy, as sy nou aanhou bid vir genesing, in die lig van die mediese feite, is dit dalk ook verkeerd? Is dit dan nie soort van 'n gesindheid van, maar aanvaar ek dan nou nie God se wil nie? Hou ek dan nou hardkoppig aan om te bid vir genesing? En sy wil toe by my graag weet, hoe moet sy bid? Moet sy bid vir die verlossing, of moet sy aanhou bid vir genesing? En so baie keer gee die Here vir mense antwoord op 'n oomblik wat jy nog self nie eers daaroor gedink het nie. En die volgende oomblik sê ek vir haar, omdat ek glo die Here dit vir my gesê het, sê ek net vir haar, sê vir die tannie, sy moet vir die Here die probleem bid, nie die antwoord nie. Sy hoef nie te bid dat hierdie skoondogter nou moet sterf nie. En sy hoef nie aan te hou bid dat sy moet genees nie.
Sy kan net vir die Here die probleem bid. Gaan dink 'n bietjie asseblief daaroor. Oor hoe baie keer bid ons vir die Here die oplossing of die antwoord, soos ons dink dit moet wees. Ons kan in so baie gevalle net vir die Here die probleem bid en sê, Here, U weet presies wat hier aangaan. En U weet presies wat die uiteinde hiervan moet wees. Ek weet nie. Net dit is genoeg. Dan 'n tweede situasie. En ek vind dit baie keer met rou. Dat mense net sê, ek weet nie wat en hoe om te bid nie. Kom ons lees net wat staan in Romeine hoofstuk 8, vers 26 en 27. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God, wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is. Want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Nou hierso die een woord is 'n bietjie ou woord. Die Heilige Gees praat met die Vader met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. In die boodskap word dit vertaal, die Heilige Gees praat met die Vader in hemelse taal en hulle twee verstaan mekaar. Is dit nie een van die grootste en mees vertroostende gedagtes, dat wanneer jy voel ek weet nie wat en hoe om te bid nie, om te kan sê die Heilige Gees praat in my plek met die Vader. Ons kom by ons vierde van daarom net 5 hoofpunte. Die vierde gaan oor wat my aanbetref 'n baie groot en redelik algemene misverstand. Daar's baie mense wat sê ons gewete is die stem van die Heilige Gees. Nou dis nie heeltemal verkeerd nie, maar is definitief ook nie heeltemal reg nie. Ons kan nie ons gewete, en ek sal nou motiveer hoekom ek so sê, ons kan nie ons gewete net sommer so gelykstel aan die stem van die Heilige Gees nie. Want alhoewel die Heilige Gees ons gewete kan vorm, en op kan inwerk, is daar ook ander dinge wat 'n baie belangrike rol kan speel. Kom ek noem eers die negatiewe en dan die positiewe. Hoekom ek sê ons kan nie ons gewete en die stem van die Heilige Gees gelykstel aan mekaar nie, is omdat ons as mense die vermoë het om ons gewete te sus. Om ons gewete te sus beteken dat ons met iets besig is wat ons eintlik weet verkeerd is, maar vir onsself kan rasionaliseer dat daar miskien tog maar 'n goeie rede kan wees dat dit oukei is dat ek dit doen. Mense het baie keer al oor verkeerde goed gesê, het die Here dit nie dalk op my pad gebring nie. Mens kan jou gewete sus. Dan is daar 'n tweede manier, en dit is sterker as om jou gewete te sus. Ons kan ons gewete stil. Ons gewete kan heeltemal afgestomp raak. As ons met iets verkeerds besig is, en ons hou lank genoeg daarmee aan, dink ons nie meer oor die reg of verkeerd daarvan nie. Ons kry dit reg om ons gewete te stil, sodat hy ons nie meer daaroor pla of aanspreek nie. Dan kom ek by 'n derde. 'n Mens se gewete kan lei tot valse skuldgevoelens of skeefgetrekte skuldgevoelens. 2 voorbeelde noem. Dit kan baie keer gebeur op grond van ons opvoeding.
Partykeer het ons in ons opvoeding geleer, baie keer deur mense wat baie vroom en byna oorgodsdienstig is, dat iets verkeerd is en ons kan 'n skuldgevoel daaroor ontwikkel. Maar later kan ons dalk uitvind dat eintlik is ons verkeerd geleer. Dat daardie iets nie noodwendig verkeerd is nie. Want onthou die ou mense het maar baie skeef getrekte idees oor die Bybel ook gehad en hulle aan ons oorgedra. So opvoeding kan lei tot valse of skeef getrekte skuldgevoelens. Die volgende voorbeeld wat ek gebruik het ek geweldig baie mee te doen in rou. Nie net in rou nie, maar veral met rouberading. Baie keer sal iemand by my wees vir rouberading en dan worstel hulle met skuldgevoelens oor die persoon wat dood is, skuldgevoelens wat hulle byvoorbeeld verwoord as ek tog maar net dit gedoen het, of as ek net meer dit gedoen het, of nog 'n keer dit gesê het, of as ek net dit of dat nie gedoen het nie. 'n Vreeslike proses van as dat. En omdat ek dan nou 'n buitestander is, kan ek baie keer hoor, maar wag 'n bietjie. Hierdie skuldgevoelens is skeef getrek. En dan is daar 2 hulpmiddels. En julle kan dit elkeen gebruik, nie net ten opsigte van rou nie, maar partykeer ook ten opsigte van ander wat ek noem skeef getrekte skuldgevoelens. Ek vra vir mense 2 vrae. Of die eerste een verduidelik ek en die tweede is die vraag. Die eerste een verduidelik ek deur te sê, het jy besef dat toe jy jou besluit gemaak het of opgetree het jy gehandel met die lig tot jou beskikking? Daar's 'n Engelse spreekwoord wat sê, hindsight is the only exact science. Baie keer kyk ons agterna na 'n situasie terug, dan het ons baie meer kennis en inligting en dan dink ons, ek moes dit so of so gedoen het. Maar ons moet teruggaan na toe ons die besluit geneem het. En as jy kan vrede kry daaroor, dat op die oomblik toe ek gekies het, wat ek gekies het ek gehandel met die lig tot my beskikking. Ek het daai besluit geneem op grond van wat ek toegeweet het, of toegedink het, of wat tot my beskikking was. Dit kan 'n mens geweldig bevry van 'n skeef getrekte skuldgevoel. As 'n tweede een, miskien nog belangriker, as iemand so vroeg met iets wat hulle gedoen of nie gedoen het, en vra ek vir hulle, wat was jou motief? Toe jy dit gedoen het, wou jy die persoon kwaad aandoen, of wou jy hulle eintlik help? Was jou motief om goed te doen of om kwaad te doen? En soveel kere kan iemand hulle self antwoord, maar nee, my motief was suiwer. Al het dinge op die ou end nie so goed uitgewerk nie. My bedoeling was reg, my motief was suiwer. Laaste 2 kort puntjies oor gewete. Daar is sekere persoonlikheidsversteurings wat mense gewete kan beïnvloed. Ek gaan 2 by die naam noem. Die een is narcisme. Persoon wat aan 'n narcistiese persoonlikheidsversteuring ly, wil ek beskryf as iemand wat ook geweldige verdraaide gewete het. Iemand wat 'n narcis is, sal nie in sy gewete sleg voel daaroor as hy iemand anders eintlik misbruik of indoen nie. Want dit gaan alles net om sy eie voordeel. So jy kan nie nou die gewete en die Heilige Gees gelykstel aan mekaar as hierdie persoon 'n verdraaide gewete het nie. Dan is daar 'n tweede versteuring wat baie ernstiger is, ons noem dit 'n antisosiale persoonlikheidsversteuring. In die ou tyd het ons gepraat van psigopatie, of iemand wat 'n psigopaat is, mens moet eintlik nie meer so praat nie. Maar die feit van die saak is dat as iemand 'n psigopaat is, of dan nou in die moderne term
aan 'n antisosiale persoonlikheidsversteuring ly, dan het hulle nie 'n gewete nie. En dan is hulle nie in staat tot skuldgevoelens nie. Gaan lees maar elke dag die nuus, of luister na die nuus. Hoeveel mense tree op, en ons gebruik die woord, gewetenloos. Daar's 'n verskriklike klomp mense in ons samelewing, wat heeltemal sonder 'n gewete is. Gewetenloos. Die positiewe. Die Heilige Gees kan ons gewete vorm, dit fyner instel, vir ons meer insig gee. En dit is verskriklik belangrik. Die teendeel is natuurlik die ou verskoning. Ek hou daarvan om hierdie twee goed teen mekaar af te speel. Het julle al gehoor baie keer wanneer mense iets verkeerd doen, of nie wil erken hulle is verkeerd nie, of nie verskoning wil maak nie, dan gebruik hulle die verskoning om te sê, ai jong, ek is maar so gemaak en so gelaat staan. Dis nou 'n handige verskoning, né? So jy pak dit op die Here af. Ek is maar so gemaak en ek is maar so gelaat staan. Jy weet, ek het nou maar hierdie verskriklike humeur, of hierdie manier om dit of dat te doen, want ek is maar so gemaak en ek is so gelaat staan. Die teendeel is die positiewe. God kan deur sy Gees 'n mens vorm om eerstens te besef dat dinge wat jy doen verkeerd is, en om dan veranderinge te maak, nuwe besluite te neem, lewensveranderinge te maak. Is dit nie 'n wonderlike ding, en ons kan elkeen ons eie voorbeelde dink, oor hoe mense op 'n sekere stadium iets gedoen het, en eintlik het dit jou nie vreeslik geplan nie, jy het nie eens eintlik oor die reg of verkeerd daar gedink nie. En op 'n stadium is dit asof jy begin besef, maar weet jy, hierdie ding wat ek doen, ek wil nie meer nie. Ek wil dit verander. En dat mens deur die krag van die Heilige Gees dan tot die insig kom en tot die verandering. Ons 5de en laaste punt. Die Heilige Gees werk binne 'n sekere raamwerk. En daai raamwerk wil ek noem die raamwerk van 'n groeiende verhouding met God. En dit is 'n voortgaande proses. Dis nie 'n tegniek wat jy sommer kan bemeester nie. Jy kan nie sommer binne 'n dag of 'n maand of 'n jaar of wat ook al sommer nou net presies weet wat is die wil van God en die leiding van die Heilige Gees nie. Ek het 'n manier om dit te formuleer wat ek dink dit vir jou maklik gaan maak om te onthou. Ek het in 2011 'n Pinksterreeks gehou oor die wil van God. En hoe kan ons die wil van God ken of nie? En die een tema was, God maak nie sy wil bekend aan 'n skierige agies nie. Nou gaan nou nie daai preek weer nou herhaal nie. Maar God maak nie sy wil bekend aan 'n skierige agies nie. Gaan lees weer 'n bietjie wat sê Jesus in Matteus 13 oor die gelykenisse, wanneer die disippels hom vra, hoekom leer hy hulle in gelykenisse? En dan sê hy, want gelykenisse sluit die boodskap vir julle oop, maar dit sluit ook die boodskap vir ander mense toe, wat nie gelowiges is nie. Die bekende woorde, die wat het, sal nog bykry, dis nie aardse besittings nie, dis insig. En die wat nie het nie, van hulle sal weggeneem word, ook die bietjie wat hulle dink hulle het. Dit gaan oor insig in die wil van God. Maar nou gaan ek verder verduidelik, wat bedoel ek as ek sê, God maak nie sy wil bekend aan 'n skierige agies nie. Ek wil 'n ou illustrasie gebruik, en as ek ons so kyk hierso vanoggend
behoort daar nie een hier te wees wat hierdie illustrasie nie sal verstaan nie of nie sal onthou nie. Na die illustrasie wil ek afsluit met 2 kort tekste. Hierdie illustrasie kom uit die tyd van lank voor televisie. Nou as ek reg onthou, televisie in ons land begin in 1974 of 75, dink ek, 75. Toe was radioprogramme baie gewild. En daar was 'n interessante radioprogram, ek dink daai tyd nog op Springboks radio, Springbok radio, as ek reg onthou. En die naam van die program was Check Your Mate. Check Your Mate. Dan het hulle egpare gevat, mans en vrouens, en dan vra hulle nou vir jou, wat is nou jou huweliksmaat, of jou, se gunsteling kleur? Of wat is hulle gunsteling dier? Of wat is hulle gunsteling musiekstuk of komponis? Wat is hulle gunsteling gereg? Wie is hulle gunsteling filmster? Wat is hulle gunsteling vakansieplek, byvoorbeeld die see of die Bosveld of die Drakensberge? Wat is hulle gunsteling boek of outeur? So kan ons aangaan. En ek het as kind dit geluister, en dit het my op 2 vlakke verstom. Aan die een kant het dit my verstom, hoe sleg party mense gevaar het met daai vraag, en hoe min van daai vrae hulle reg kon antwoord, oor wat hulle huweliksmaat se gunsteling dit of dat is. Maar wat nog meer verstommend was, en dit was die positiewe, was hoe goed party mense daai vraag kon antwoord. En wat was die geheim agter om die vraag goed te kon antwoord? 'n verhouding. 'n Egte verhouding. As 'n mens nie weet wat jou huweliksmaat se gunsteling dit of dat is nie, dan wonder ek baie keer bietjie oor die nabyheid, oor die hegtheid van die verhouding. En dan positief, hoe wonderlik is dit nie wanneer 'n verhouding gesond is en sterk is en intiem is, om te weet hoe maklik mens daai vraag kan antwoord nie. Nou om dit te verstaan, sal ons help om te verstaan dat die Heilige Gees maak God se wil aan ons duideliker en duideliker bekend binne 'n groeiende verhouding met God. Hoe meer ek sy woord bestudeer, hoe meer ek eredienste bywoon of na preke luister, hoe meer ek goed soos 'n Bybelstudie of 'n Bybelskool bywoon, hoe meer ek bid, hoe meer ek met die Here praat, hoe beter leer ek God se wil ken, want die Heilige Gees werk binne hierdie verhouding. Ek sluit af met 2 tekste. Die eerste in Romeine 12, vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God, gee julle self aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Laat God julle verander, gee julle self aan God, en laat God julle dan verander deur julle denke te vernuwe, en dan sal julle weet en kan onderskei wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. En dan lees ons vir my een van die mooiste tekste in die Bybel, Filippense 1. Ek lees net vers 9 en vers 10a. Paulus bid vir die gemeente in Filippi. En dan sê hy, ook bid ek, dat julle liefde
al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dat julle sal toeneem in begrip en in fyn aanvoeling, en dan sal julle die dinge kan onderskei waarop dit werklik aankom. Amen. Daar's 'n paar oomblikke geleentheid vir stil gebed. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie vir die werking van die Gees. Ons bid dat U ons elkeen sal vorm, lei, verander, vernuwe. Baie dankie dat ons die woord in ons eie taal het. Maar dankie dat belangriker as ons eie taal is die manier waarop U vir ons lei. Dankie vir die wonderlike troostwoord vanoggend weer om te weet dat U vir ons intree. Dat wanneer ons nie weet wat en hoe ons moet bid nie, U met die Vader praat namens ons. So bid dat U ons elkeen binne ons bepaalde omstandighede sal seën, dra en vertroos asseblief. Amen. Die genade van die Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die seënende, vertroostende, maar ook lerende en vormende teenwoordigheid van God die Heilige Gees, bly by jou. Amen.